Goeiemôre. Dis lekker nat. Party plekke het baie reën gekry, skade. En ons harte gaan ook uit na hulle toe. Julle het moontlik al gesien die ouens wat met bote op hulle plase rondry en so aan. Maar ons kan ook dankbaar wees vir elke druppel reën wat val. Maar die Here seën ons. Ons gaan lees vanoggend uit Spreuke 22. Nou gerus jou Bybel, ek gaan net 'n paar verse daar lees. En ek lees uit die nuwe vertaling. Die direkte vertaling, maar die wil sal vir julle dit op die skerm gooi. Kom ons bid saam. Ons begin, ons einde, lê by die Here. Baie dankie Here dat ons net die woord kan oopmaak en kan lees wat ander mense oor U geskryf het. Mense wat belewenis het van U, ervarings wat hulle met ons wil deel. Baie dankie dat U goed is vir ons, om vir ons so te wys uit die woord uit. Dankie vir die geskrewe woord en ek wil bid vir hulle wat siek is. Daar's 'n klompie wat nou my geestes oë opkom en ek veronderstel ook in jou oë opkom. Wil julle seën, ook dankie vir hulle wat verjaar. Baie dankie dat U goed is. Amen. Preektema is: wie is jy? Wie is jy? Ek lees Spreuke 22 vers 1 en 2. 'n goeie naam is verkieslik bo groot rykdom. Egte innemendheid bo silwer en goud. Rykes en armes het dit gemeen. Die Here het hulle almal gemaak. Vers 8: wie onreg saai sal boosheid oes, en die lat van sy woede by sal tot niet gaan. Wie ruimhartig is sal geseën word, want hy gee van sy brood aan die hulpelose. En dan vers 22 en 23: moenie 'n arme beroof omdat hy arm is nie, en moenie die magtelose vertrap in die poort nie, want die Here sal hulle regstryd voer, en van hulle plunderaars die lewe plunder. Lees net tot daar. Wie is jy? Jy kan ook nou vir my 'n baie mooi antwoord gee, maar ek wil nie 'n antwoord van jou hê nie. Ek wil hê jy moet dalk net 'n bietjie saam met my journey vanoggend rondom Spreuke en rondom die Here. Nou, dis nogal lekker as ou Spreuke lees. Want Spreuke is eintlik 'n aangename leesboek. Maar dit is, ek dink, ook een van die mees praktiese boeke. Jy kan dit sommer net lekker sit en lees. En daar is nogal amusante juweeltjies. Soos, hy waarsku jou om maar spaarsamig te wees met jou kuiertjies by jou buurman. Anders gaan nie meer van jou hou nie. Maak al sin, nee. Of mens onder selfbeheersing is soos 'n stad sonder 'n muur. En dan iemand ons almal ken. Grawe gat verander en jy val self daar. Ja, baie van Spreuke het spreekwoorde in Afrikaans geword. Want dit is lekker prakties, man. En partykeer snaaks, soos die ou wat sê, ek sit eerder bo op 'n huis se dak as om na 'n vrou te luister. Vir 'n vrou wat heeltyd praat, is soos 'n dak wat heeltyd lek. Maar ons kan nie Spreuke net gedeeltelik opneem nie. Want daar sit veel meer as humor
daar's baie diep geestelike waarhede. Waarhede van 'n gelukkige, gebalanseerde lewe. Om die waarheid te sê, jy moet nie baie diep in hierdie boek te lees nie. In die 7de vers van hoofstuk 1. Kennis begin met die dien van die Here. Ja, die geheim van 'n sinvolle, wyse lewe is om die Here te dien. Dis waar ware insig en wysheid vandaan kom. So, kom ons luister mooi daarna. Want ons leef nie 'n lekker tye vandag nie. Daar's verwarrende uitsprake deur mense en veral politici waarvan ons dit nie regtig verwag nie. En as jy my ouderdom is, dan sal jy onthou dat ons het met waarhede groot geword. Daar was sekerhede waarop ons lewe gebou het. Het word nou bevraagteken. Dink maar nie aan 'n foto. What you see is what you get. Dit is wat 'n foto gesê het. Maar nou, net om 'n voorbeeld te gebruik, plooie word uitgehaal, agtergronde word verwyder, oë se kleur word verander. It's not anymore what you see is what you get. Jy kan nie meer glo wat 'n foto of 'n video of iemand se stem vir jou sê nie. En ek praat nie so AI nie. En baie menslike uitsprake het vervaldatum, soos ek het nou die dag 'n preek gemaak oor no more potholes. Daar is gesê op die televisie, potholes het daar is getel. Ja, ek moet nou maar die laaste tyd potholes dodge. Ons kan nooit te seker wees van ons eie opinies nie. Maar die Bybel word ook selfs bevraagteken. Veral die opstanding van Jesus Christus. En dit maak dit baie verwarrend vir baie Christene en vir kerkmense. Want ons wil duidelik weet wat reg en verkeerd is. En dit gee vir ons onsekerheid. Ek voel baie keer of die mat onder my uitgeruk word, met al hierdie verwarrende geluide van hoe ons moet lewe. Hoe moet ons lewe? Ek wil vir jou daai vraag vra, hoe dink jy moet 'n gelowige lewe? En nou gaan jy vir my sê, ag maar dis maklik. Kyk, doen die volgende. Doen dit, lees jou Bybel, bid. Moenie sondig nie, moenie dit doen nie, moenie dit nie, moenie dit doen nie. Dan gaan jy hemel toe. Dis miskien wat jy sê. Maar ander ouens sê ander goed. En as ek vir julle almal moet vra en elkeen gaan skryf dit neer, gaan daar baie verwarrende antwoorde wees. Miskien gaan jy deur mekaar wees soos verkeermannetjie op 'n smaltieboks. Maar kom ons kyk wat sy Spreuke. Spreuke sê vir ons hoe 'n gelowige lewe. Spreuke sê, tree met alle tye met wysheid op. En nie menslike wysheid nie, want dit het 'n vervaldatum. Goddelike wysheid. Goddelike wysheid wat ewig en vas staan. En gaan kyk sommer na Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Jy sien, die vertrekpunt vir 'n wyse lewe, 'n lewe tot eer van die Here, is om die Here te dien. Maar nou, hoe dien jy die Here? Baie mense sê ek dien die Here om die wet te hou.
Ek dien die Here, want ek kom sekere reëls na. Maar ek dink nie dis waar nie. Spreuke sê, jy moet 'n verhouding met hom wees. Spreuke kom sê, eerstens vir ons, wie is jy? Dit hang nie af oor wat jy doen nie, dit hang af van jou identiteit. Wie is jy nou eintlik? En ek dink baie keer weet ons regtig nie wie ons self is nie. En daarom wil ek vir jou vanoggend vra, wie is jy? Wie is jy regtig? En weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê, ons is mense wat God nuut gemaak het. En ons is mense wat elke dag onder die leiding van die Heilige Gees lewe. Dis wie ons is. En daarom, wie jy is, kan nie bepaal word deur wat mense sê, of deur reëls nie. Dit gaan nie oor wat mag ek doen en wat mag ek nie doen nie. Maar wie is jy? En as jy vanoggend sê, ek behoort aan die Here, ek is in Jesus Christus 'n nuwe mens, dan kan jy sin in jou lewe sien. En dan moet jy ook kan optree soos 'n nuwe mens, dink soos 'n nuwe mens, lyk soos 'n nuwe mens. En dan moet jy vir jou dalk vanoggend vra, as jy sê wie jy is, en ek is 'n nuwe mens, wat pas dan by my nuwe identiteit? Wat pas by iemand wat aan die Here behoort? En hier gaan dit oor optrede, hier gaan dit oor wat jy doen. Hoe lyk jy by die werk, dis nie jou vriende, by die huis, as hy die Here toe gaan? Jy sien, elkeen van ons lewe het 'n storie. Die storie het baie lank terug begin, toe jy gebore is, as 'n sondaar. Maar miskien het daar iets in jou lewe gebeur wat alles verander. Ergens het God in jou lewe ingekom en jou ingegryp en jou verlos, jou sy kind gemaak. En toe word God deel van jou storie. En ek wil vir jou vanoggend vra, hoe lyk jou storie met God? Hoe lyk jou storie as jy sê ek is net gemaak? Wie is jy regtig? En as ons kyk en sê maar, dis my storie, dan kan ons ook nie net maak soos ons wil nie. Want toe ek en jy groot geword het, was dit 'n tyd wat dit lekker was om presies te weet. Dis wat jy doen, dis wat jy nie doen nie. Dis reg, dis verkeerd. Jy het nooit self daaroor gewonder nie. Maar miskien maak dit jou bang en onseker vanoggend. Wat nou aangaan nie. Ek wens, iemand wil vir my sê, hier's die reëls. Dis wat ek vir jou voorskryf. Maar weet jy wat? En daai reëls wat ons so vasgevang was, het ons die avontuur saam met God gemis. Ons was baie keer so ernstig in die kerk, dat ek nie saam die Here gelag het nie. Nie saam die Here kon jubel en juig nie. Ja? Daar's 'n nuwe avontuur wat wag vir jou saam met God. En dan ontdek jy vir die eerste keer die Heilige Gees. En ek hoop jy ervaar dat die Heilige Gees jou lei en vir jou wysheid gee om te lewe volgens die wil van God. Nie omdat iemand vir jou voorgesê het nie, maar omdat die Here jouself so gelei het. Dalk gaan jy agterkom dat daar goed is in jou lewe wat nie deel is van God se plan nie. Ware wysheid begin bedien van die Here. Dis nie te sê ons het al die reëls oorboord gooi nie. Jesus het self nie die wet oorboord gegooi nie. Hy het juist die wet tot sy volle reg laat kom.
Maar kom ons gaan terug na Spreuke toe en vra, wat beteken dit as jy die Here dien? Wat is die praktiese gevolg daarvan? En as ons ook na die Nuwe Testament kyk, dan weet ons dat, en dan sing hulle, die doop is die seelde die Heilige Gees, my kind van God die Vader laat wees. Jy is miskien gedoop. En omdat jy gedoop is, draai jy die seël, die merk van die Here. En jy is sy kind, as jy hom aangeneem het. Daarom word jou lewenstyl nie meer bepaal wat jy sê nie, of wat jy doen nie, of wat mense sê nie. Het word bepaal deur wie jy is. Jy is 'n nuwe mens, wat deur die Gees van God gelei word. Jy is 'n nuwe mens, wat jou lewenstyl word bepaal deur die Gees van God. Wie is jy? Jy is kind van God, wat gelei word deur die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie, dat die Gees in my is, en lei my om elke dag so te leef. Amen.